Baie welkom by die eerste episode in ons reeks om ons kinders en tieners meer screen-wise te maak. Ek weet nie hoe dit in jou huis werk nie, maar in ons huis voel dit baie keer asof die foon nog 'n lid van die gesin geword het. Want hy eet saam, hy reis saam, hy gaan saam slaapkamer toe en wanneer jy iets vra, moet jy soms wag vir daardie seldsame oomblik tussen 2 TikTok-video's voordat jy 'n antwoord kry. Maar die waarheid is, ons kinders dra nie net 'n telefoon in hulle sakke nie. Hulle dra 'n kamera, 'n mikrofoon, 'n drukpers en 'n klein televisiestasie saam met hulle. 'n Selfoon is nie meer net 'n toestel waarmee jy bel nie. Dit gee 'n kind die vermoë om binne sekondes iets te skep, te publiseer en te versprei. In die verlede, dink maar net, toe het 'n mens 'n drukpers, 'n koerant of 'n tydskrif nodig gehad om 'n boodskap by baie mense uit te kry. Vandag kan 'n kind met een foon 'n foto neem, 'n video opneem, 'n mening skryf, iets op 'n groep plaas en dit onmiddellik na 10, 100 of selfs 1000 mense uit te stuur. En sodra iemand dit aanstuur of 'n skermskoot van daai boodskap neem, het die kind nie meer beheer oor waarheen dit reis of wie dit sien nie. Dit is waarom die beeld van 'n drukpers so sterk is. Want die foon maak dit moontlik vir elke kind om 'n moontlike uitgewer en uitsaaier te wees, dikwels voordat hulle oud genoeg is om die volle gevolge daarvan te verstaan. Dink net hoe vinnig 'n gewone oomblik kan skeefloop. Jou kind is kwaad omdat die afrigter hom nie vir 'n span gekies het nie. En hy tik dan 'n boodskap in die span se WhatsApp groep, iets soos: "Geen wonder ons verloor nie, die afrigter weet duidelik nie wat hy doen nie." Hy vee dit uit, dalk 'n minuut later, maar te laat. Iemand het reeds 'n screenshot geneem. Of jou dogter ontdek op Instagram dat byna almal in haar vriendekring na 'n partytjie genooi is, behalwe sy. En sy neem dan 'n screenshot en sy skryf: "Nou weet ek ten minste wie my regte vriendinne is." En sy stuur dit vir een persoon wat sy vertrou. En daardie vriendin stuur dit aan iemand anders. Teen die volgende dag weet die hele groep daarvan. Of wat van jou seun neem 'n video van 'n maat wat tydens pouse struikel en val. Vir hom is dit net snaaks. Hy plaas dit op sy status sonder om eers te dink of 2 keer daaroor te dink of te vra. En ander kinders kom dan en hulle voeg musiek by en byskrifte en emojis. En teen die einde van die dag is die maat nie meer deel van die grap nie. Hy is die grap. Die probleem is nie altyd dat ons kinders wreed of kwaadwillig is nie. Dikwels reageer hulle net vinniger as wat hulle kan dink. En die foon maak dit moontlik om 'n gevoel binne sekondes in iets permanent te verander. En daarom is dit belangrik, is die belangrike vaardigheid nie net om te weet hoe om iets te stuur nie, maar om te leer wanneer om iets nie te stuur nie. En ek verstaan dit, want ons as volwassenes doen dit ook maar. Jy tik 'n boodskap, jy lees dit weer en jy dink, "Sjoe, nee, dit klink darm bietjie kwaai." En dan verander jy die punt na 'n glimlag emoji, want dan klink dit nie so erg nie. Nou, ek het myself al gevang dat ek het nou 'n paar keer al die laaste 2 dae gedoen het. Nou, wat is die uitdaging? Die groot uitdaging is dat tegnologie dikwels vinniger werk as gesonde oordeel. Veral wanneer emosies hoogloop en 'n mens is dalk kwaad. 'n Kind kan iets stuur, of selfs ons, nog voordat hy of sy 'n kans gehad het om te vra. Maar is dit wat ek nou wil stuur, is dit waar? En is dit regtig nodig? Is dit vriendelik? En sal ek môre nog gemaklik wees daarmee? So ons taak as ouers is om hulle te help om daardie klein pouse te ontwikkel tussen wat hulle voel en wat hulle stuur. Net genoeg tyd om te dink voordat hulle daai send knoppie druk.
So 'n eenvoudige vraag wat ons hulle kan leer vra is byvoorbeeld, sou jy gemaklik wees as hierdie foto of boodskap môre op 'n groot skerm by die skool verskyn met jou naam daarbey? Want ongelukkig is delete for everyone nie 'n wonderknoppie wat alles laat verdwyn nie. Teen die tyd dat jy dit uitvee, kon iemand dit reeds gesien het, gestoor het, aangestuur het of 'n screenshot geneem het. So of ons hoef nou nie ons kinders bang te maak vir tegnologie nie. Ons hoef regtig ook nou nie voor te gee dat ons elke toepassing, elke app, nuwe gier of deel van hulle aanlyn wêreld verstaan nie. Wat belangriker is dat hulle moet weet dat hulle met ons kan praat oor enigiets. Wanneer jy iets ongemaklik voel, wanneer jy iets afvoel, wanneer jy iets verkeerd loop, voordat 'n klein probleem in 'n groot krisis verander, kan hulle kom praat. En ons kan eenvoudig langs hulle net kom staan en ook sê, weet jy, ek weet hierdie wêreld beweeg verskriklik vinnig. So kom ons leer saam om stadiger te dink voor ons iets aanstuur. Want in die digitale wêreld kan 3 sekondes se nadenke soms 3 maande se skadebeheer spaar. So die vraag vir hierdie week is, vra vir jou kind rustig. Wat dink jy kan alles met 'n foto gebeur nadat jy dit vir iemand gestuur het? En moet nou nie dadelik nou die regte antwoord gee as jy dink jy die regte antwoord nie. En moet ook nou nie die gesprek in 'n preek verander nie. Luister net eers. Ons wil hoor hoe dink ons kinders en ons wil hulle help om hulle fone beter te bestuur in hierdie digitale wêreld. Dankie dat jy saam met my geluister het, saam met my leer en hierdie wêreld saam met my ook ontdek. Tot volgende keer, onthou, leef lig.